Welkom by die Boekwurm. Hier lees ons vir julle Afrikaanse verhale en kortverhale voor om te geniet, terwyl jy 'n werkie doen of net wil ontspan. Ons vra dat u die hou van en subskripsieknoppie sal druk, sodat ons u op hoogte kan hou van nuwe verhale om na te luister. Laat weet ons wat u van die verhaal dink en gee gerus voorstelle by die kommentaar wat ons sal help om die kanaal te verbeter. Dit sal hoog op prys gestel word as u die kanaal deel indien u dit geniet het. Dit sal ons help om die kanaal te laat groei en ons motiveer om meer verhale te plaas. Baie dankie vir die ondersteuning. Kopiereg word deur die skrywers behou. Luiperdskloof, geskryf deur Katinka. Marika Eis het haar vingers stadig van die rekenaarsleutelbord afgelig, asof haar laaste e-pos nie net die einde van 'n werksessie is nie, maar die begin van iets anders. Sy het haar kop liggies geskit toe die woorde op die skerm weer haar aandag probeer trek. Sal donderdagmiddag vir jou bespreek, skat. Dan gesels ons oor die ring. Johan. Skat, het sy hardop gesê, maar daar was geen warmte in haar stem nie. Die woord het hol geklink, soos iets wat iemand in 'n pragtige verpakking gesit het, maar vergeet het om iets binne-in te los. Sy het opgestaan van haar lesenaar, reguit na haar kantoorvenster gestap en uitgekyk na die parkeerarea van Roo Holdings. Alles was netjies, simmetries. Die palmbome in presiese rye, die struike perfek gesnoei. Elke BMW en Audi in sy plek. Elke persoon wat verbystap met 'n doelgerigte pas. Maar haar binneste het al hoe meer en meer soos 'n woestyn gevoel. Sy het niks teen Johan gehad nie. Johan Roo was aantreklik, suksesvol, intelligent. Sy ma was 'n sosiale legende in Kaapstad en daar was gerugte dat Johan dalk vroeër as verwag die familiebesigheid sou oorneem. Hulle het almal gesê, Marijke is gelukkig. 'n Meisie van Woester wat nou een van die gewildste bachelors in Suid-Afrika gevang het. Maar Marijke het nie meer geweet wie daardie meisie was nie, en of sy nog haarself was, in hierdie blink wêreld van wynproefunksies, hotelopenings en kunsveilings, waar almal vir mekaar glimlag en mekaar met die oë oordeel. Sy het haar handsak onder haar lesenaar uitgehaal. Die aansoekvorm vir haar verlof was reeds ingedien. Johan het gedink dis 'n sinvolle breek. Gaan rus bietjie, jy gaan besig wees met die voorbereidings wanneer jy terug is. Sy het helderheid nodig gehad, oor haarself, haar toekoms, haar hart. Keith en Melissa Oosthuizen het al lankal gesê sy moet kom kuier. Luiperdskloof was nie net 'n plaas nie, dit was vir haar iets soos 'n geheime toevlug. Toe hulle as kinders langs die rivier baljaar het sy altyd vir haarself gesê sy sal eendag terugkom, as 'n vrou wat haar eie keuses maak, en dalk, net dalk, sal sy weer leer leef sonder om elke tree te meet aan iemand anders se verwagting. Sy het die pad gevolg deur die lang kloof, met die bakkie wat Melissa vir haar by George se lughawe gelos het. Soos sy nader gekom het aan Luiperdskloof, het die Outeniqua berge in haar triespieeltjie kleiner geword en die wasige blou rand om haar groter geword. Die lug het anders geruik, nie soos stad nie, nie soos reënbuie op teer nie. Luiperdskloof het haar toegevou soos iemand wat lank op haar gewag het. Melissa het haar op die stoep ingewag met 'n glas suurlemoenwater in haar hand en haar hare wat in 'n warboel bo op haar kop bymekaar gevat is. Nou ja toe, kyk net na jou. Jy lyk soos 'n opgewende modepop wat enige oomblik uitmekaar gaan val. Klim uit daai bakkie, jy pas nie meer in hom nie. Marika het gelag, 'n eerlike lag wat diep uit haar maag gekom het. Ek kom vir 2 weke, nie langer nie, het Marijke gesê en haar arms om Melissa se nek geslaan. Jy kan vir 2 maande bly as jy wil. Ons het arbeye, laventel en 'n nuwe plaasbestuurder wat nie weet hoe om 'n arbeissherry te maak nie. Jy sal van hom hou. Marijke het haar oë gerol. Ek sê op jag nie. Ek het nie gesê jy moet jag nie, het Melissa geterg. Maar jy mag dalk iets vang sonder dat jy probeer. Marijke het daardie aand nie eers haar selfoon aangeskakel nie. Sy het op die stoep gesit met haar voete op 'n ou houtbank en die sterre begin tel soos toe sy klein was. Alles was stiller hier.
rustiger. 'n Stilte met betekenis. Die volgende oggend het Melissa haar gewys waar die laventel gesny word vir die plaasmark in Oudtshoorn. Marijke het nie omgegee om te werk nie. Sy het daarvoor gekom. Om die aarde se stof op haar hande te kry. Om haar lyf weer te laat onthou hoe dit voel wanneer jy in die buitelug werk. Om tussen mense te wees wat nie vra vir skynheilige, gesofistikeerde konversasies nie, maar vir regheid en eerlike geselsies. Sy was besig om mandjies uit te pak toe sy vir die eerste keer vir Leon sien. Hy het van agter die skuur aangestap gekom, 'n swart labrador op sy hakke en 'n bos sleutels wat teen sy heup tik. Hy het nie soos Johan gelyk nie, geen stylvolle pakke of spoghorlosies nie, net 'n man in jeans, 'n grys teemp en oë wat kyk sonder om maatband te wees. Jy moet Ryka wees, het hy gesê. Die hond het haar kom snif met 'n stert wat vrolik swaai. En jy moet Leon wees. Melissa het gesê ek sal jou herken aan jou diep dimpels. Hy het geglimlag, die soort glimlag wat nie na die buitewêreld gemik word nie, maar net wat opreg gegee word. Sy het hom net 'n opregte glimlag teruggegee, maar sy het iets in hom herken wat haar ongemaklik laat veilig voel. In Kaapstad het Johan voor die venster gestaan en gekyk hoe die weer opkom oor die hawe. Marijke het weer nie geantwoord nie. Nie op sy boodskap oor die ring nie. Nie op die uitnodiging na die gala by Mount Nelson nie. Nie eens op die een waar hy vir haar geskryf het, ek mis jou, kom terug nie. Sy ma het weer begin praat van die dogter van 'n wynboer wat sy by 'n netwerkgeleentheid ontmoet het. Hy wil nie gesels oor ander nie. Hy wil weet, hoekom bly Marijke so stil? Wat is daar op daardie plaas wat hy haar nie kan gee nie? Marijke het later daardie dag alleen na die kloof afgestap. Haar skoene langs haar op die klip gesit en haar voete in die koue stroom laat gly. Die water was ysig maar verfrissend. Sy het vir 'n lang tyd net daar gesit, sonder gedagtes, sonder beplanning, niks wat haar jaag nie. Dit was eers toe sy Leon se stem agter haar gehoor het, dat sy teruggepluk is aarde toe. Jy weet dis teen die plaasreëls om alleen in die kloof te gaan swem, het hy sag gesê. Hy het nie soos 'n baas geklink nie, meer soos iemand wat gewoond is aan stilte en respek het daarvoor. Sy het haar skouers gelig. Ek nie geweet nie, en ek swem nie. Hy het nader gestap en op 'n klip langs haar gaan sit. Ek speel net. Gee jy om as ek saam jou sit? Ek kan sien jy wil alleen wees en ek verstaan daardie behoefte. Sy het hom aangekyk. En wat laat jou sien dat ek alleen wil wees? Leon het stadig sy oë op haar gerig. Jy lyk na 'n vrou wat in geveg is met haarself. Marijke wou glimlag om dit te ontken, maar daar was 'n knop in haar keel. Ek weet nie wat vorentoe vir my lê nie. Ek weet net ek kan nie teruggaan na wie ek was nie. Hy het niks gesê nie, net geknik en saam met haar stil gesit. Daardie aand het Melissa haar dop gehou tydens ete, haar oë effens gerek toe Marijke haar tweede porsie boerekos opgeskep het. Jy eet soos iemand wat haar bekommernisse wil wegeet, het sy opgemerk. Dalk, het Marijke geantwoord, en toe fluisterend bygevoeg, miskien wil ek net van alles vergeet. Melissa het haar hand oor Marijke se gesit. Moenie te bang wees om iets te verloor wat nooit vir jou bedoel was nie. Die volgende paar dae het daar 'n nuwe ritme gekom vir Marijke. Sy en Leon het elke oggend op dieselfde tyd in die laventellande gewerk. Hy het haar geleer wanneer die blomme reg is vir die mark en hoe om die reuk te toets tussen duim en wysvinger. Laventel kan mooi lyk, maar sy reuk is dalk nog nie ten volle daar nie. Wanneer jy jou oë toemaak en die reuk jou sinne prik, dan sal jy weet dit is tyd, het hy gesê terwyl hy die laventel na haar uithou om aan te ruik. Dis presies soos die lewe. Dinge kan kleurvol lyk, maar as jy jou oë toemaak en daar is nie 'n geur nie, is dit nie die moeite werd nie. Sy het hom met 'n skewe glimlag aangekyk. Praat jy nou van laventel of van mense?
Ek weet nie meer nie, het hy erken met 'n glimlag. En iets in haar het geknak. Sag, subtiel, maar onmiskenbaar. Later die week het Leon haar gevra of sy saam wil ry dorp toe om 'n paar stikkende toerusting te gaan laat regmaak. Sy het ingestem sonder om 2 keer te dink. Die bakkie was oud, die radio werk nie, maar die pad voor hulle was wyd en lank en vry. Het sy jy hier bly of nie, Ryka, het hy begin terwyl die oop veld met volstruise verby hulle gaan. Jy het vir my 'n duideliker pad gewys vorentoe. Maryke het nie geweet wat om te sê nie. Jy glimlag meer. Die vrou wat hier aangekom het en die een nou hier by my, is 2 verskillende mense. Daar is nie meer 'n donker wolk wat jou volg nie. Ek dink daar's lig waar jy gaan. Sy het nie geweet wat om met sy woorde te doen nie, want sy het begin voel soos iemand wat huis toe gekom het, maar nog nie die sleutels vir daardie huis het nie. Op pad terug het Leon stilgehou by 'n uitkykpunt op die Outeniqua pas. Hulle het saam op die rand van die bakkie se bak gesit, sy kop agteroor teen die wind, haar oë op die berge. Ek was 13 toe my ma siek geword het hy onverwags gesê. My pa het nooit weer regtig deel van die lewe gewees nie. Hy het my geleer werk, ja, maar nie hoe om regtig te leef nie. Sy het net na hom geluister, nie onderbreek nie. Dis hoekom ek boerdery nou probeer. Dis stil genoeg om te hoor wat binne my aangaan, maar ook fisies genoeg om my moeg te maak. En het jy rustigheid gekry daar binne, het sy uiteindelik gevra. Hy het sy kop stadig na haar gedraai en haar oë gevange geneem met syne. Ja. Maryke het die nag nie geslaap nie. Sy het op die stoep gesit met 'n kombers oor haar knieë en haar foon in haar hand. Johan se naam was daar onder ongeleesde boodskappe. Johan het die telefoon neergesit na hy vir die 3de keer sy boodskap uitgevee het. Maryke, ek weet jy het tyd gevra, maar ek het nou tyd gehad om te dink en ek is nie seker of ek jou kan laat gaan nie. Hy het weer uitgevee. Wat sou werk? 'n ring? 'n vakansie oor see? Maar diep binne in hom het hy geweet, geen opoffering of gebaar sou haar terugbring as sy reeds verlore is vir hom nie. Sy ma het later daardie week weer ongenooid kom inloer vir 'n vinnige middagete. Sy sal terugkom as sy honger raak vir die lewe wat jy haar kan bied. Maar Johan het geweet, Maryke is gemaak vir 'n ander tipe lewe, een wat hy nie kan bied nie. Een wat nie saam die glans kom nie, maar een wat skitter sonder die kalklig. Op Luiperdskloof het die reën gekom, 'n stil, sagte reën wat die stof afwas en die lavendel perser gemaak het. Maryke het in die reën gaan staan, haar hare nat teen haar nek, haar hande oop soos iemand wat wil onthou hoe dit voel om te leef. En toe sy haar oë oopmaak, het Leon op die stoep gestaan met 'n ou handdoek in sy hand. Jy is besig om my gek te maak, het hy gefluister. En ek weet nie of ek moet wegbly en of... Sy het stadig nader gestap. Ek het ook nie meer antwoorde nie, het sy gesê. Hy het die handdoek gelos, haar gesig in sy hande geneem. En in die reuk van reën en lavendel het hy sy lippe sag op haar hare laat sak. Dit was nie eisend nie. Dit was soos 'n tuiskoms. Die volgende oggend het Maryke wakker geword met die geluid van sagte wind teen die venster. Die plaas was stil na die reën. Die grond donker en ryk, die lug skoon en vars. Iets binne haar het gefluister. Dit is tyd. Sy het haarself stadig reggemaak, klere aangetrek, hare gekam sonder enige haas. Op die bedkassie langs haar bed het haar foon gelê. Steeds stil, steeds af. Maar sy het geweet dit kan nie langer wag nie. Sy het hom aangesit. Die boodskappe het ingestroom. Johan het nie ophou probeer nie. Sy het begin. Johan, ek wil hê jy moet weet ek het regtig probeer. Ek het probeer om aan die lewe wat jy vir my geoffer het in te pas. Maar dis nie myne nie. En ek is nie meer bang om te sê dat ek iets anders soek nie. Nie omdat jy nie goed genoeg is nie. Jy was altyd meer as dit. Maar omdat ek nie meer daarin pas nie.
Ek wens vir jou iemand wat sal terugglimlag as jy haar wys hoe groot jou wêreld is. Maar ek is nie daardie iemand nie. Ek hoop jy sal verstaan. Dankie vir alles. M. Johan het in een van sy hotelle se raadsaal gesit toe hy die boodskap gekry het. Hy het vir 'n oomblik net gestaar na die woorde, die besprekings om hom het verdof soos sy oë net op een sin bly lê. Maar omdat ek is nie meer daarin pas nie. Hy het stil opgestaan, die vergadering aan sy regterhand oorgelaat en teen sononder was hy op pad waterfront toe. Nie met planne nie, maar met aanvaarding. Hy het haar regtig lief gehad, maar sy het haarself bo hom gekies. En daardie soort keuse kon 'n mens nie beveg. Marijke het die oggend in die Laventellande gaan werk, alleen, haar gedagtes rustig en tevrede. Melissa het haar op 'n stadium kom roep vir tee, maar sy het net haar kop geskit. Teen laatmiddag het sy na die ooste kant van die plaas gestap, waar die ou klipstoep nog onder wingerblare geleef het. Die huisie was vervalle ja, maar nie verby redding nie. Sy het haar hand teen die ou klipmuur laat rus. Sy het haar oë toegemaak en vir die eerste keer in jare het sy nie gewonder wat ander van haar sou dink nie. Hier, tussen laventel en klip, tussen stof en sonlig, het sy geweet. Dit was waar haar lewe moes wortel skiet. Leon het daardie aand later by haar kom sit op die stoep. Sy het niks gesê nie, net vir hom plek gemaak op die bankie langs haar. Ek het vir Johan 'n boodskap gestuur, het sy toe uiteindelik gesê. Hy het net geknik. En ek het nie gesê ek kies vir jou nie. Hy het haar net stil aangekyk. Ek het gesê ek kies myself, het sy gesê. Maar jy is deel van daardie keuse, as jy nog wil wees. Leon het stadig vorentoe geleun, haar hand geneem. Ek sal altyd van jou verwag om jouself te kies. Ek's nie bang vir jou keuses nie, Marijke. Ek het net gewag dat jy dit self sê. 2 maande later het Luiperdskloof se oostelike vleuel 'n nuwe naam gekry. Klooflig, 'n klein, gesofistikeerde gastehuis met laventelolie, tuisgemaakte boerekos en geen wifi nie. Gaste het gekom om stil te word, om alself weer te vind. Marijke het die ontwerp gedoen, die kombuis ingerig en die eerste besoeker self ingewag. Leon het intussen sy pos as plaasbestuurder permanent aanvaar en die laventeluitbreiding aan die gang gekry. Keith het op 'n stadium 'n toespraak probeer hou by die amptelike opening van Klooflig, maar Melissa het sommer aan die gehuil gegaan en die hele bohaai in 'n braai in die lapa laat eindig. En Johan? Marijke het nooit weer van hom gehoor nie. Maar sy het later in die koerant gelees dat hy sy eie boutique hotel langs die see oopgemaak het. Die opskrif het gesê, die roe wat stil geword het. Sy het net geglimlag. Miskien was hy ook besig om asem te haal. Baie dankie dat jy geluister het hier by Boekwurm. Onthou om asseblief die hou van knoppie te druk en in te teken op ons kanaal vir nog verhale vol avontuur, liefde en misterie. Deel jou gedagtes in die kommentare, ons hoor graag van jou. Tot die volgende storie, mooi loop.